Hi daar, baie welkom by ons aanlyn diens. My naam is Andre Donaldson en ek is die gemeenteleier hier by Nuwe Lewe Gesinskerk. Dis vir my 'n groot voorreg om jou te kan groet in die groot en heilige naam van Jesus Christus, die naam bo elke naam. Baie dankie dat jy vandag die keuse gemaak het om hier ingeskakel te wees. Ek weet daar is soveel opsies op die internet, maar jy het vandag die keuse gemaak om hier te wees en daarvoor wil ek vir jou sê baie dankie. My gebed is eenvoudig, mag die Here jou ontmoet op daai spesifieke plek waar net hy kan ontmoet en mag jy soveel seën uit vanmôre se boodskap ontvang. Mag jy die boodskap geniet en mag jy dit deel met jou vriende waar ook al jy gaan. Geniet dit. Baie dankie. Nou ons is nog steeds besig in ons gebedsreeks en ek dink ons is so halfpad deur. En ek is nogal redelik opgewonde oor vanmôre se boodskap, want hierdie boodskap, ek dink almal van ons sukkel op 'n stadium in ons lewe met hierdie gedeelte, die tussenin, tussen belofte en die deurbraak. Daar is 'n seisoen in ons geestelike lewe wat ons almal sou wou vermy. 'n Seisoen wat onnodig voel, 'n seisoen wat uitdagend voel, 'n seisoen van stilte, 'n seisoen tussen die belofte en die antwoord of die deurbraak. Want kom ons wees eerlik, ons almal hou van wanneer God met ons praat, nie waar nie? Ons hou van die oomblikke wat God vir ons 'n belofte gee. Ons hou van die oomblikke wanneer die deurbrake kom of wanneer die antwoorde op gebede kom. Maar min van ons, ek wil amper sê ons almal, hou nie van die gedeelte tussenin nie. Die middelweg, die wagtyd. Daardie plek wat jy weet God het die belofte gegee, maar jy sit nog steeds met dieselfde realiteit. Jy sit nog steeds met dieselfde realiteit, met dieselfde omstandighede. Jy bid steeds, jy glo steeds, jy vertrou steeds en jy wag steeds. En hierdie tussentyd tussen die belofte en die deurbraak kan baie verwarring eintlik inkom. En dit is juis waar die vyand my en jou regtig sal aanval. In tye van stilte, in tye van onsekerheid. Hy vra vir ons, het God regtig so gesê? Het God regtig so gesê? Het God nie dalk sy rug op jou gedraai nie, dat hy jou nie antwoord nie? Kyk, jy bid, jy glo en jy vertrou, maar jou omstandighede, jou realiteit bly presies dieselfde. Wat se God dien jy dan? Alles leuns om my en jou fokus weg te neem van die Here af. Wat ek wil hê jy moet hoor en verstaan ten opsigte van hierdie tussentyd in my en jou lewe is, hierdie tussen die belofte en die deurbraak is die volgende. Jou wagtyd is nie leeg nie. Jou wagtyd is nie toevallig nie. En jou wagtyd is ook nie 'n straf nie. Dit is eerder heilige grond, want dis hier waar jou geloof gelouter word. Dis hier waar jou en my vertroue in die Here getoets word. Dis hier waar jou verhouding met die Here groei en sterker word. En dit is hier waar jy geskaaf en geskuur word. Paulus sê duidelik vir my en vir jou in 2 Korintiërs 5 vers 7, hy sê, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Paulus skryf hierdie woorde aan 'n gemeente wat uiters swaar kry. Nie net beleef hulle vervolging nie, maar hulle toekoms is ook onseker. Nou wat Paulus hier doen, hy herinner hulle eintlik aan die volgende, dat die Christelike lewe is nie 'n gebou wat jy sien nie, maar op wie jy vertrou. Dis nie 'n gebou nie, dis nie die kerkgebou nie, dis nie hierdie kerk nie, dis op wie ek en jy vertrou, op die een wat groter is as wat ek en jy is. Jesus beklemtoon dit juis in Matteus 5 vers 10 tot 16. Hy sê, geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verjuig, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Julle is die sout vir die aarde, sê hy. Maar as die sout verslaan het, hoe kry dit 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. En dan sê hy, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Jesus sê eenvoudig vir my en vir jou uitdagings is nie die einde nie. Jou omstandighede is nie die einde nie. Geseënd is jy wanneer jy deur hierdie uitdagings gaan. Skyn en wees sout selfs in moeilike tye, want dit bou karakter en dit bou geloof.
Ek wil hê jy moet weet vanmôre dat jou lewe behoort aan die Here. En omdat dit aan die Here behoort, kan jy seker wees, hy sal doen wat hy sê hy sal doen. Die wagtydperk in my en jou lewe dwing ons om ons geloof uit te leef. Nie net in woorde nie, dis baie maklik om te sê ek het geloof dat dit sal gebeur, ek het geloof dat hierdie ding sal homself uitwerk, ek het geloof in God, maar dis 'n ander ding om dit te leef, om dit werklik uit te leef. Die skrif wys vir ons baie duidelik hoe dat God seisoene gebruik om my en jou te ontwikkel en te laat groei. Die woord sê vir ons in Prediker 3 vers 1, elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Salomo skryf hierdie stelling in 'n boek waar hy die betekenis van die lewe bevraagteken en ondersoek. Hy vra basies, wat is die punt van die lewe? Wat is die doel van hierdie lewe? En dan kom hy op hierdie gevolgtrekking later in sy boek. Hy sê God beheer tye en seisoene. God gebruik wagtye vir voorbereiding en groei. Daar is 'n wagtyd van vervulling. En God is God. En omdat hy God is, kan jy seker wees hy sal doen wat hy sê hy sal doen. Maar die familie, die realiteit is, ek en jy sukkel om in hierdie wagtyd. Ons sukkel in hierdie in-between, in hierdie tussentyd tussen belofte en deurbraak, omrede ons tyd wil beheer. Nie waar nie? As ons 'n ding soek, soek ons dit nou dadelik. As ons bid, wil ons hê dit moet nou geantwoord word, die uitkoms moet nou gegee word, die omstandighede moet nou verander word. Ons wil nie wag nie, en dit is nie hoe God werk nie. Ons dwing nie ons wil op die Here nie, maar ons lê ons wil neer by hom, en ons neem sy wil vir ons lewens aan, en ons leef vorentoe. Dis wat dit beteken om werklik 'n wedergebore Christen te wees. Dit is wat dit beteken om werklik 'n kind van God te wees. Nog 'n belangrike ding wat ek en jy moet verstaan en besef, dat 'n wagtydperk leer ons om God se soewereiniteit te vertrou, om sy hart te vertrou, om sy doel met ons lewens te vertrou, om sy stem te vertrou, om God te vertrou, al maak dit nie altyd sin nie. God is God en hy weet presies wat hy doen. Ons moet hom net vertrou. Voorbeelde hiervan vind ons in die woord, soos byvoorbeeld Abraham, die belofte wat 25 jaar geneem het. 25 jaar. God roep vir Abraham in Genesis 12 uit Ur, 'n heidense stad, 'n ongeredde stad. Hy los alles agter op grond van die woord wat God vir hom gegee het, en hy los die bekende agter vir dit wat God vir hom gewys het, en hy reageer op God se belofte aan hom. Genesis 12 vers 2 gee God vir hom hierdie belofte. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. Maar daar's een groot probleem. Een groot probleem. Sy vrou Sara is onvrugbaar en is al ver in haar jare. Mening sy is nou al stok oud. Sy is onvrugbaar en sy is ver in haar jare. Nou stop net vir 'n oomblik hier. God gee vir hom die belofte, ek gaan vir jou 'n groot nasie maak. Ek gaan vir jou seën gee, ek gaan vir jou kinders gee. En hy gaan terug na sy tent toe, en hy gaan terug na sy vrou toe, wat onvrugbaar is, wat ver in haar jare is, so sy realiteit lyk totaal en al anders as die belofte wat God vir hom gegee het. Totaal en al anders. Menslik gesproke kan hierdie belofte nie waar word nie. Hy kyk na sy vrou en hy besef, hoe gaan dit waar word? Dis net 'n goddelike wonderwerk wat hier sal plaasvind. Hoeveel keer het ek en jy nie ook 'n belofte al ontvang, wanneer ons tyd spandeer in God se woord, 'n belofte wat hy vir ons gee, en ons mis dit, want ons fokus op ons realiteit, ons fokus op ons omstandighede, ons fokus op die hier en nou, eerder om te fokus op die Here. Hoeveel keer verloor ek en jy nie God se belofte, omdat ons vaskyk op die realiteit, en totaal vergeet dat God God is, en dat hy soewerein is. Ek wil jou vanmôre vra, besef jy werklik wie God is? Besef jy werklik dat hy die almagtige een is, dat hy die alomteenwoordige een is, dat hy die een op die troon is, dat hy die Alfa en die Omega is, die begin en die einde? Besef jy dat hy die skepper is van alles, selfs van jou en my? Nou dink jy nie dat hierdie God, wat dit en nog eindeloos meer is, nie weet wat hy doen nie? Hy weet presies wat hy doen. Terug na Abraham, jare gaan verby, en dan in Genesis 15 bevestig God weer die belofte. Abraham kyk na die sterre en hy sê,
hierdie gaan my nasie wees, hierdie gaan my kinders wees, hierdie gaan my volk wees. En hy gaan terug na 'n tent toe wat stil is. Abraham hoor die belofte, maar hy leef in sy werklikheid. Maar wat Abraham gedoen het in hierdie tyd is iets besonders. Genesis 15 vers 6 sê, Abraham het toe in die Here geglo, en die Here het dit goed gevind, dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. Hy het geglo aan die Here. Hy het vasgeglo in die Here. Hy het gefokus op die Here. Hier sien ons die kern van geloof. Om God se karakter te vertrou wanneer omstandighede dit weerspreek. Om God te vertrou maak nie saak waardeur ek gaan nie. Maar ons bly mens en baie keer daag spanning by die voordeur op en dan weet ons nie wat om te doen nie. In Genesis 16 neem Sara die saak in haar eie hande. Sy het die belofte gehoor, Abraham het vir haar die belofte gedeel, sy het dit afgelag, sy het in God geglo, maar sy het in haar werklikheid gefunksioneer. Sy gebruik haar diensmeisie Hagar om die belofte te realiseer en so is Ismael gebore. Van 'n goddelike belofte tot eie beheer uitoefen. Dit is wat 'n wagtydperk in my en jou lewe kan doen. Dit kan jou laat self oplossings skep. Wanneer jy self na 'n ding soek. Jy vra die Here gee vir jou 'n belofte of hy gee vir jou 'n vertroue wat jy moet vashou aan en jy doen net wat jy wil want jy dink dis die pad om te stap. Ons kan nie wag nie. Ons kan nie vertrou nie. Ons kan nie geloof en fokus uitoefen op die Here nie. Terug na Abraham. Uiteindelik dink hy sy belofte is nou vervul deur Hagar en die seun Ismael. Maar dan herhaal God sy belofte in Genesis 17 en uiteindelik in Genesis 21 word Isak gebore. 25 jaar tussen belofte en vervulling. 25 jaar tussen belofte en vervulling. En dan in Genesis 22 gebeur daar iets skokkends. God vra die belofte terug. God vra vir Isak terug. Waarom? Hoekom dink jy so? Want in 'n wagtyd moes Abraham leer dat die belower, die een wat beloof is belangriker as die belofte. Die een wat die wêreld in die palm van sy hand het, is die een wat saak maak in my en jou lewe. Dit gaan nie oor die belofte nie, dit gaan nie oor die uitkoms nie, dit gaan nie oor die antwoorde op gebeure nie, dit gaan alles oor God. Alles oor God. Hebreërs 11 vers 17 tot 19 verduidelik dit juist so dat Abraham geglo het dat God self sy seun uit die doodheid sal opwek. Sy geloof was daar, sy geloof was standvastig, dalk bietjie ongeduldig, maar verseker 'n sterk man van geloof was Abraham. En dan lees ons in Hebreërs 11 vers 17, deur die geloof het Abraham, toe op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het die enige gebore geoffer, aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. Wat Abraham se wagtyd gedoen het, dit het hom 'n man van oorgawe gemaak. Dit het hom 'n man gemaak wat sterk en standvastig is in sy geloof. Dit het hom 'n vader van 'n nasie gemaak, 'n groot vader. Alles deur die tydperk tussen gehoorsaamheid, tussen belofte en deurbraak. Nog 'n voorbeeld wat ons kry in die Bybel is Josef, van droom na tronk. Josef ontvang 'n droom as tiener, Genesis 37 vers 5. Josef het 'n droom gehad en hy het dit vir sy broers vertel. Hulle het toe nog 'n groter weerstand in hom gekry. Sy broers haat hom, hulle gooi hom in 'n put. Uiteindelik word hy verkoop as 'n slaaf. Hy werk in Potifar se huis, hy doen alles wat reg is en die uiteinde hy word valslik beskuldig. En dan sê hy, terwyl hy valslik beskuldig is in Genesis 39 vers 9, antwoord hy hulle, hy sê, hoe kan ek hierdie verskriklike kwaad doen en teen God sondig? Teen God sondig. Hier sien ons iets heiligs in wagtydperk. Josef kon geredeneer het en gesê het, nee, die Here het vir my vergeet. Ek meen, kyk my omstandighede, kyk waardeur ek was, waar is die Here? Waar die Here vir my uitkomste gee? Maar hy het gekies om die Here te vertrou. Hy het gekies reinheid. Hy beland in die tronk, 2 jaar na hy drome uitlê, word hy vergeet. 13 jaar tussen droom en troon, 13 jaar tussen belofte en deurbraak. En die woord sê vir ons baie duidelik in Psalm 105 vers 19, die woord van die Here het hom gelouter. Het hom gelouter. Die belofte self het hom getoets. Die wagtyd het hom gevorm. Toe Farao uiteindelik hom roep in Genesis 41, was Josef gereed gewees. Nie net bekwaam nie, maar karaktervol.
Nie net gelouter deur die belofte nie, maar gegroei in geloof. Gegroei in geloof. Hy het nie vasgekyk na omstandighede nie, hy het vasgekyk aan die Here. Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeld in die woord. Die volk in die woestyn, God se opleidingskamp. God bevry Israel dramaties uit Egipte in Eksodus 14. Die Rooi See skei, wonderwerke gebeur, geloof word opgewakker, maar die oomblik toe hulle moes wag, toe begin hulle te murmureer. Die oomblik toe hulle moes wag, toe vergeet hulle alles van wat God vir hulle gesê het. Eksodus 16 vers 2 tot 3 kla hulle oor kos. Hulle sê die volgende: in die woestyn het die hele volk hulle teenoor Moses en Aaron begin verset en gesê: as ons maar liewer in Egipte omgekom het deur die hand van die Here, terwyl ons by die vleispotte kon sit en oorgenoeg kos hê om te eet. Nou het julle ons laat wegtrek tot hierdie woestyn om die hele volk van honger te laat omkom. Eksodus 17 klare oor water. Mense nou dink hulle wat die wonderwerke gesien het, mense nou dink hulle het gesien hoe hulle uit Egipte uitgegaan het. Mense sou gesien het hoe die Rooi See oopgeskei het, die belofte agter belofte agter belofte, die wonderwerk agter wonderwerk agter wonderwerk. En dan 'n oomblik waar hulle net in 'n wagtydperk is en waar hulle begin sê, nee wat, dis nie die moeite werd nie. Nee wat, die Here hoor ons nie. Plaas ons maar net gebly het in Egipte. Plaas ons maar net in ons omstandighede gebly het. Totaal en al dwaas. In Deuteronomium 8 vers 2 kyk Moses terug en hy verduidelik vir hulle: jy moet onthou hoe die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word en om jou op die proef te stel, sodat hy kan weet wat jy dink en of jy sy gebooie sal gehoorsaam of nie. Die woestyn was nie 'n fout gewees nie. Dit was 'n vormingsproses. 'n Vormingsproses. En hier's iets belangriks wat ek wil hê jy moet verstaan en wat jy moet besef vanmôre. God wou die Egipte uit hulle harte uitkry. God wou Egipte uit hulle harte uitkry. Dis hoekom hy hulle deur 'n wagtydperk gesit het. Hy wou eers daai Egipte, daai omstandighede uit hulle harte uitkry, die verlede uit hulle harte uitkry, sodat hulle nie die hele tyd terugverwys na die verlede nie, maar dat hulle sal fokus op die toekoms. Maleagi 3 vers 3 beskryf God as die smelter van silwer. Hy sê soos iemand wat silwer smelt en suiwer, so sal hy as regter gaan sit om die leviete te suiwer, om hulle te louter soos goud en silwer, sodat hulle aan die Here 'n offer kan bring wat bestaan uit regdoen. 'n Smelter sit nie die vuur aan om te vernietig nie, maar om te suiwer, om skoon te maak, om te rein. Wagtyd is dikwels daardie vuur wat my en jou louter en suiwer, wat my en jou skoon maak, wat my en jou rein maak in daardie tydperk. Nog 'n voorbeeld waaraan ons vanoggend kan raak is natuurlik Dawid, gesalf maar nog nie koning nie. 1 Samuel 16 vers 13, Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe teruggegaan. Dawid word gesalf deur Samuel as koning, maar hy gaan terug veld toe. Hy speel harp. En uiteindelik word hy vervolg deur Saul. Kan jy jouself indink? Vandag kry jy hierdie boodskap, hierdie belofte, jy gaan koning wees. Jy word vandag gesalf as koning van hierdie volk en jy moet teruggaan na jou omstandighede toe. Jy moet teruggaan na die veld toe. Vir jare lank leef hy tussen salwing en troon, tussen salwing en troon. En in daardie wagtydperk skryf hy die psalms, Psalm 27 vers 14, wag op die Here, wees sterk en hou moed, ja, wag op die Here. Psalm 40 vers 2, ek het op die Here bly wag, hy het na my afgebuig en my hulp geroep gehoor. Die wagtydperk het van Dawid 'n aanbidder gemaak. Die wagtydperk het hom gelouter en gesuiwer. Die wagtydperk het hom bekwaam gemaak. Die wagtyd het hom uiteindelik 'n man na aan God se eie hart gemaak. Maar wat ek wil hê jy moet besef, is dat daai wagtydperk is vol van God se teenwoordigheid. Vol van God se teenwoordigheid. Jy sit dalk in 'n wagtydperk in jou lewe. Dalk het jy 'n belofte ontvang van die Here af. Of dalk het jy nie eers 'n belofte ontvang nie. Dalk het jy al vir 'n geruime tyd wat jy bid oor 'n saak en die Here antwoord nie.
Jy's in 'n wagtydperk, jy so in die tussenin, jy weet nie wat om te doen nie. God werk in daardie tyd in my en jou lewe. Hy maak ons bekwaam, hy louter ons, hy suiwer ons, hy maak ons rein. Maar wat van die groot gewag, die groot tussenin tyd van Jesus se kruisiging en sy opstanding? In Lukas 24 vers 21 sê die disippels vir mekaar, ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Maar intussen is dit nou al die 3de dag van dat dit gebeur het. Hierdie woorde dra teleurstelling. Hierdie woorde dra hopeloosheid. Hierdie woorde dra seer. Maar wat hulle nie besef het nie, terwyl hulle hoop besig was om te sterf, was God besig aan 'n reddingsplan, 'n verlossingsplan. En familie, ek wil hê jy moet besef dat 'n wagtydperk is nie verlore tyd nie. Dis nie tyd wat gemors is nie. God is besig om te werk. En God gebruik alles ten goeie, selfs jou wagtydperk. Die woord bevestig vir ons dit in Romeine 8 vers 28, wat sê ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Selfs die wagtydperk, selfs die stilte, selfs die tyd tussen belofte en die deurbraak. Nou kom ons by die hart. Wat doen wagtydperk in my en jou hart? Jakobus 1 vers 3 tot 4, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dat julle in staat om te volhard. En die volharding moet eindtyd volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. 1 Tessalonisense 4 vers 3, want dit is God se wil, dat julle heilig moet leef. Heilig moet leef. Nie net suksesvol nie, nie net deur deurbrake in jou lewe te kry nie, nie net deur antwoorde op gebede nie, maar deur heilig te leef. Jou heiligmaking is vir hom belangrik. Dit is soos die bekende en die gevaarlike gebed van Dawid. Ek het al baie gedeel in hierdie reeks. Psalm 139 vers 23. Ondersoek my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my ontstellende gedagtes. Kyk of ek nie op die pad van verdriet is nie en lei my op die ewige pad. Dawid sê, Here, kom deursoek my. Kom kyk in my hart waar daar nie moet wees nie. Kom wys uit waar daar nie moet wees nie. En lei my op die regte pad. Verder sê Hebreërs 12 vers 14 tot 15 vir ons, beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Sorg dat niemand van julle genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Jaag heiligheid na. Dis die boodskap wat hy vir my en vir jou gee. Jaag dit na, selfs in jou wagtydperk. Die wagtyd is 'n uitnodiging om jou hart oop te maak en te vra, is daar raak trots? Is daar raak bitterheid? Is daar raak kompromie? Is ek besig om sonde nog vas te hou in my lewe? En terselfdertyd wil ek 'n verhouding met God hê? Moenie jou wagtydperk mors nie. Gebruik dit. Benut dit. En laat toe dat God jou ontmoet in die tussenin tydperk. Tussen die belofte en die deurbraak. So ten slotte, as jy vanoggend jouself bevind tussen die belofte en deurbraak, wil ek vir jou sê vanmôre, moenie wegstap nie. Moenie die wagtydperk haat nie. Bly gefokus op die Here. Bly naby aan hom. Laat dit jou vorm. Laat dit jou suiwer. Laat dit jou nader trek aan die Here, eerder as om weg te vat van die Here af. Want wanneer die deurbraak kom, sal jy nie net 'n oop deur hê nie, jy sal 'n rein hart hê. 'n Rein hart. En familie, 'n rein hart is 'n groter wonder as 'n vinnige antwoord. Ek sê dit weer, 'n rein hart is 'n groter wonder as 'n vinnige antwoord. Benut die wagtydperk waarin jy is. As jy vanoggend in 'n wagtydperk is, moenie opgee nie. Moenie op die Here opgee nie. Moenie fokus verloor nie. Want God wil jou juis daar ontmoet. Hy wil jou juis daar louter en suiwer. Hy wil jou juis daar heilig maak. Gebruik dit en vertrou die Here. Hy sal jou nie faal nie. Hy sal jou nie faal nie. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Ons lees nou, ons het die voorbeelde gesien van Abraham, ons het die voorbeelde gesien van Dawid, ons het die voorbeelde gesien van Jesus se kruisiging en sy opstanding. Partykeer vat dit tyd. Partykeer is dit onmiddellik.
Partykeer sê die Here, ja, dit is reg so. Partykeer sê hy nee, en dan moet ons hom vertrou vir dit. En partykeer sê hy ja, maar nie nou nie. Bietjie later. Ek wil eers met jou werk. Ek wil eers 'n pad met jou stap. So benut jou wagtydperk. Benut dit. En 'n rein hart is 'n groter wonder as 'n vinnige antwoord. Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel gewees het. Dankie dat jy na die boodskap geluister het of gekyk het. Mag jy dit met iemand spesiaals deel en mag jy 'n fantastiese lekker dag en lekker week hê. Die Here seën jou en ons gesels weer volgende week, selfde tyd, selfde plek. Totsiens julle.